Goeiemôre, my naam is Gideon, ek lei die aanddiens en ja, Dania is net 'n voorreg om jou te vier vandag. As iets wat ek en Dania gemeen het en dit is nie om bietjie om uitgewys te word nie, so ek het geweet hy het hierdie oomblik gelove om te staan. Maar ja, is lekker om jou te vier vandag. Jy's regtig 'n lewe, jou lewe is werd om gevier te word. So baie geluk. En ja, mag jy, ek weet, staan net al klaar bederfies gehad vanoggend en Daniel was laat vir werk vanoggend. Ek wou net vir julle dit sê, so ja, well done Susan. Great, so ons is besig met 'n preekreeks die Heilige Gees en laasweek het Daniel vir ons afgeskop en ons het laasweek Pinkster gevier en dit is so 'n fundament, dit is so 'n oomblik, is 'n geskiedkundige gebeurtenis, maar dit het iets ontwaak, iets gewakker in die kerk en vandag gaan ons aan en ons fokus vandag op die Heilige Gees en ek het gister, ek weet nie of het almal nog water. Yes, okay, so ek hoor verskillende goeters. Party mense het water, ander mense het nie water nie. Ek hoop jy water hou. Ons het nog water, so ek was baie dankbaar vir 'n warm stort vanoggend. Dit is lekker. Maar ons het gister gebraai en ek hoop jy het ook 'n bietjie 'n lekker naweek gehad. Een ding wat ek gedink het om te vertel van daar's 'n resep wat ek baie van hou in ons gesin en dit is 'n aartappelslaai. En wie hou van aartappelslaai? Okay, so toe ek met my vrou begin kuier het daai tyd release het haar ma het hierdie aartappelslaai gemaak en dit was 'n baie spesiale resep. So dis nie jou standaard gewoon net mayo en aartappel en daar's aartappelslaai. Hier is 'n spesiale familieresep. En dit is een van die redes hoekom ek met release getrou het. is om hierdie resep toegang te kry tot hierdie resep. So nietemin, ek het die resep gekry. Daar's ander voordele ook gewees met hierdie huwelik. Maar hierdie resep is 'n baie spesiale resep want jy maak die mayonnaise maak jy van niks af. Nie niks af nie, maar scratch. Ja, dis die Engels, maar die Afrikaans kry ek nie nou nie. Jy maak hom van scratch af. So jy het al die bestanddele en jy maak jou eie mayonnaise en dit is 'n tegniese resep en hy is neergeskryf. So elke keer vra ek, wat is die resep? En ek het nou al die voorreg gekry om homself te mag maak. Maar ek moet die resep hê en as ek daai resep kry, dan is daar ook so 'n bietjie interpretasie. Want hy's so 'n bietjie neergeskryf en hulle weet wat daar staan en wat dit beteken, maar ek weet nie so mooi wat is hierdie woord en hier en daar is iets doodgekrap en iets anders te oor dit geskryf. Het iemand sulke familieresep en ek is daar besig en jy gooi 2 eiers in 'n mengbak en jy gooi dan die asyn by en jy klits hom vinnig en dan gooi jy hierdie mengsel dan in 'n medium souspot en jy klits hom dan en dan moet jy vinnig klits want anderste skif hy. Okay? So jy klits, so jou voorarms begin te brand en as jou voorarms brand, dan moet jy aanhou. En hou net aan en dan so nou en dan probeer jy jou ander arm, dan besef jy is nog steeds regs. En dan gaan jy maar net aan. En dit is hierdie situasie en elke keer vra ek vir hy en gister was besig met iets anders en dan skree ek so doen ek dit reg? Is dit 2 eiers? Ek kan nie sien wat hier staan nie. Maar dan wanneer release daar kom, wanneer sy so in die kombuis, ek's besig en ek maak, maar ek het net haar teenwoordigheid nodig net om seker te maak ek maak hierdie reg. Dit het al in die verlede gebeur dat ek hom nie reg gemaak het nie en dan proe dit soos eier, en dis nie wat in 'n aartappelslaai moet wees nie. Maar ek is besig met die resep en ek volg die instruksies, maar wat daai oomblik net vir my beter maak is dat release is daar. Sy ken hom. Sy is 'n skoeman. Sy bring haar teenwoordigheid en dit is wat ek ervaar het is dat dit is baie keer hoe die Heilige Gees met ons is. Dat dit is daai teenwoordigheid wat gemak bring. Dis daai teenwoordigheid wat ons net gerus stel. Alles is okay. En ja, ek lees die resep en ek volg die instruksies, maar hy wat daar is by my, soos wat release by my is en dit bring net daai saligheid, daai rustigheid, alles is okay. So bring die Heilige Gees vir ons sy teenwoordigheid. Alles is okay. En dit is my titel vir vanoggend dat hy is met jou. Hy is met jou, hy is teenwoordig, hy is met jou. En ons gaan vandag 'n vers lees uit Johannes 14 vers 16.
So julle is welkom julle Bybels daar oop te maak. Ek gaan daar vandag parkeer uit Johannes 14 vers 16. Wat lekker is om 'n fisiese Bybel te hê vir hierdie geleentheid is dat jy sien so 'n bietjie waar pas hierdie vers in. En Jesus is besig om van sy laaste woorde met sy disippels te deel voordat hy gekruisig word. So hulle is in hierdie kamer en hulle spandeer tyd saam en Jesus is besig om vir hulle basies 'n preek te gee. Dit lyk soos hierdie lang monoloog, maar dit is soos hierdie goue golden nuggets wat Jesus met hulle deel voordat hy gekruisig word, voordat hy vervolg word. En Jesus is besig om hier dan te sê in Johannes 14 vers 16. Ek glo julle almal is nou daar. Ek het vir julle 'n bietjie tyd gekoop. So ek lees vanoggend uit die 20 vertaling van die Afrikaanse en vers 16 sê, en ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Van wie praat Jesus hier? Van die Heilige Gees. Yes, hy praat hier van die Heilige Gees. Ek lees hom weer. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Kom ons bid saam. Here, vanoggend, Jesus, wil ek dankie sê in lig van hierdie skrif. Dankie dat U gevra het vir die Heilige Gees. En Vader, ek wil U dankie sê dat U ja gesê het. En Heilige Gees, dankie dat U gekom het. Kom help ons om vandag te besef wat dit beteken dat U is met ons. Mag ons U teenwoordigheid in ons lewens eer, mag ons dit respekteer en mag ons dit ook geniet. In Jesus naam, amen. Amen. Jy het dalk nou daar gelees in jou vertaling, dalk 'n ander vertaling en die woord wat ons vandag daar lees is parakleet vir die Heilige Gees, parakleet. Ek weet nie wanneer laas jy daai woord gebruik het in 'n sin of jy gaan dalk op met 'n date met jou vrou en jy sê jy's so 'n parakleet vir my. Dit laat my terugdink aan daai Wimpy advertensie wat die ou net soos koffiename gesê het, soos macchiato. Ek weet nie of iemand daai advertensie kan. Dis enigste Wimpy advertensie wat ek kan onthou. Maar die woord parakleet is regtig 'n ou, dis nie Afrikaans nie, ek gaan nou 'n bietjie meer uitkom en ek het bietjie gesukkel met hierdie woord want ek gebruik hom nie elke dag nie en ek het toe gaan kyk na die ander vertalings. En dalk is jy hier en jy sê maar joh, my vertaling sê nie parakleet nie. Hy sê iets anders. So ek het toe al daai huiswerk gaan doen en na al die Afrikaanse vertalings gaan kyk en gesien dat elke liewe vertaling vertaal hierdie woord parakleet anders. So die 20 vertaling sê parakleet, die 53 vertaling, hy sê ek sal vir jou 'n ander trooster gee. Die Nuwe Lewende vertaling sê ek sal vir jou 'n raadgewer gee, 'n ander raadgewer. Ek het toe in die Engels ook gaan kyk. Ek preek vanaand in Engels, so dit was daarom nie te veel ekstra werk nie. Hy sê helper. Ek gaan vir jou I'm going to give you another helper, 'n ander helper gee. En dan die NIV het gesê advocate, 'n advokaat. Ek gaan vir jou 'n ander advokaat gee. En dit het vir my uitgestaan, soos hoekom sal elke liewe vertaler, elke groep mense wat by mekaar gekom het gedink, yes, ons moet hierdie woord gebruik, of ons moet parakleet gebruik, of ons moet die raadgewer gebruik om in te staan vir hierdie woord, parakleet. Ek dink die 20 vertaling word dit veilig speel, en dit klink dan bietjie meer net soos 'n anglisisme, so hulle wou net sê parakleet, want die Grieks sê parakletos, die parakleet, die een wat kom bystand verleen. Dit is die ou definisie van uit die Grieks uit, iemand wat geroep is om bystand te verleen. En ek dink toe die vertalers hierdie woord vertaal, wou hulle iets van die Heilige Gees uitlig. En in konteks van waar Jesus nou praat, soos daar's 'n parakleet, want iemand moet jou bystaan. Daar's 'n trooster. Jy gaan nou, die disippels gaan nou in 'n moeilike tyd ingaan, so wat het hulle nodig van hierdie persoon? Vertroosting. Of jy gaan deur 'n moeilike tyd en jy kort advies, en jy kort 'n raadgewer, jy kort hulp, jy kort waarheid. Raadgewer. En ek dink ons leer iets mooi van hierdie woord, parakleet, dat
Daar's iets uniek van die Heilige Gees wat vir ons gee wat ons nodig het, presies waar ons is in ons lewens. So terug na die definisie van parakleet, dit is iemand wat geroep is om bystand te verleen. So jy roep iemand na jou sy toe, langs jou in, om te kom bystand gee, om bystand te verleen. Die tweede gedeelte van daai definisie, 'n helper, 'n voorspraak, 'n pleitbesorger, 'n trooster. En waar hierdie woord gebruik was in 'n baie oud Engelse manier, 'n parakleet was soos 'n familieadvokaat. Dis iemand wat jy sou bel, okay, het hierdie situasie, het hulp nodig, en jy bel dan hierdie persoon wat jou familie mee bekend was, om jou te kom help. So dit was 'n persoon wat jy sou kom vra om te help, maar dit was 'n bekende persoon, dit was 'n familieadvokaat, was 'n parakleet. En hy sou jou kom help met litigasie wat hy moes doen namens jou. So, en dit is hierdie persoon wat jou kom bystaan. So hierdie is die definisie en waarop kom al hierdie goed bymekaar, en ek wil 3 goed uitlig van wat ons sê is die Heilige Gees is ons helper. Hy kom help ons. Hy kom troos ons en hy kom gee ons raad. Hy is met jou. Ek het 'n vriend wat onlangs deur 'n situasie gaan het en hy het 'n advokaat nodig gehad. So ek gaan nou nie die detail gee nie, want ons rekord hierdie. Maar wat hy moes doen is, hy het ongelukkig is hy in hegtenis geneem en langs die rekord op pad tronk toe. En hierdie paartjie, hulle het nog nooit iets soos dit nodig gehad nie, nog nooit regsadvies nodig gehad nie, nog nooit 'n advokaat of 'n regsverteenwoordiger nodig gehad nie. En hulle was 'n bietjie, dis onbekende wêreld vir hulle en dis onbekende wêreld vir my. En dit was scary. Dit was skrikwekkend. Soos nou gaan jy deur hierdie proses, jy's in 'n polisiekar, jy's vas, jy slaap oor in die tronk een aand en jy weet nie wat om te doen nie. En aan die agterkant, die vrou was toe op die foon en het toe advokaat gereël. 'n Regsverteenwoordiger vir hom gereël. En lang storie kort, ek kan net dink daai oomblik wanneer jy so verwoe is, jy het hulp nodig en hierdie persoon daag op. Sy teenwoordigheid bring net so 'n rustigheid. Want hy is die expert. Hy weet wat om te doen. Hy weet wat gaan aan. En die persoon het nog nie spesifiek eers iets begin doen nie. Hy het nog nie eers begin werk doen nie. Jy het hom net geroep en hy het gekom en hy is teenwoordig. En hy is 'n parakleet. Hy is een wat langs ons kom, die Heilige Gees. En in daardie situasie is die teenwoordigheid van die persoon, die teenwoordigheid bring die rustigheid. En van daar af vorentoe was daar natuurlik advies wat die persoon gegee het, hy het raad gegee, hy het werk gedoen, hy het ingestaan, hy het dokumente, hy het briewe gestuur, daar's klomp werk wat hierdie advokaat gedoen het, wat eintlik so 'n bietjie 'n plaas 'n prys gekos het vir hierdie koppel. En dit was duur, want hy het 'n sekere rol wat hy nou moet vertolk vir hierdie paartjie. En hierdie gebeur eintlik elke dag en mense is eintlik blootgestel tot dit totdat jy dit nodig het. En ek dink as daar een plek in hierdie wêreld wat ek baie min van weet, is dit die regswêreld. En daarom kort jy 'n paar experts om advies te gee. En wat ek besef het is dat in hierdie oomblik van hierdie koppel wat deur hierdie gaan, ja, hulle moes 'n baie duur faktuur betaal aan die einde van die dag. Dat dit het iets gekos. Wat iets gekos. Daar was 'n rol wat hy vertolk het, maar dit het iets gekos. En net so is wat Christus vir ons gedoen het. Ons lees hier dat hy sê, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee. En die goeie nuus is hier, is dat wat Jesus gedoen het, is, hy het gaan vra vir die Vader, om die parakleet te stuur, om die Heilige Gees te stuur vir ons. So waarop dit neerkom is, Jesus betaal die rekening. Jesus doen die vraag, hy doen die dierprys om daai prys te betaal vir die Heilige Gees om te kom, betaal Jesus in ons plek.
En dit is dan die Vader wat die Heilige Gees stuur vir ons. Sien, die Heilige Gees is ons parakleet, hy is ons advokaat, maar Jesus het hom geroep. So die een wat hom toe gevra het, het toe ook die prys betaal. En ons sien dit aan die kruis, dat 'n paar ure na hierdie tyd met die disippels, het Jesus die prys betaal. Hy het aan daai kruis gesterf en hy het deur dit moontlik gemaak vir ons om die Heilige Gees te ontvang. Sien, die waarheid hier is dat die Heilige Gees, die parakleet, die Heilige Gees is met ons. Die Heilige Gees is met ons en wat die woord parakleet vir ons sien is in al hierdie vertalings is 'n anderste vertaal. Parakleet, trooster, maar ek het gaan kyk toe en wat is hierdie woord ander? Soos ek gelees het, wat bedoel Jesus as hy sê 'n ander parakleet? En die woord ander is presies dieselfde vertaal in al die vertalings, sodat dit minder werk vir my veroorsaak, want daar was net een vertaling ander, 'n ander parakleet, 'n ander trooster, 'n ander raadgewer. En ander, toe Jesus bedoel ander, toe praat hy van dat Jesus is ook 'n parakleet, maar wanneer hy die Heilige Gees stuur, dan is dit 'n ander parakleet wat vir ons gegee word. Ander, so Jesus het die rol van parakleet vertolk in ons lewens en hy doen nog steeds waar hy langs die Vader is en hy intercede namens ons tot die Vader. Die Heilige Gees, wanneer Jesus praat van hy's 'n ander parakleet, dan leer ons iets van Jesus, ons leer iets van die Vader, maar ons leer ook iets hier van die Heilige Gees. So wanneer Jesus sê ander, dan is dit om die Heilige Gees gelyk te maak met Christus. En dit is 'n eenvoudige ding wat ons altyd sê is, die Heilige Gees is deel van die drie-enige God. Maar in hierdie vers sien ons dat dit is Vader, Seun en Heilige Gees. Sê hy, vers 16 sê, en ek, dit is Jesus wat praat, sal die Vader, God die Vader, vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, die Heilige Gees. Dat in hierdie een vers sien ons die teenwoordigheid van die drie-enige God. En jy gaan nie nou daar lees, drie-enige God nie, en dis 'n woord, drie-enige God, of 'n stelling wat jy nêrens in jou Bybel gaan raak lees nie, maar hier sien ons al drie van hulle teenwoordig in een vers. En wat Jesus hier uitlig vir ons, dat is, hulle is eintlik dieselfde. Hulle is anders, maar dieselfde. So hoe is hulle dieselfde? Hulle is dieselfde in lig van hulle goddelikheid. Dat al drie, Vader, Seun en Heilige Gees, is God. Vader, Seun, Heilige Gees. Maar hulle is ook anders. En hulle is anders in hulle uniekheid. So daar's die Jesus is nie die Heilige Gees nie, en die Heilige Gees is nie die Vader nie. Daar's 'n uniekheid, daar's verskillende rolle, daar's verhoudinge wat hulle het met mekaar wat deel vorm van die Heilige Gees. En daar's verskillende maniere hoe kerke en Christene hierdie probeer verduidelik het en wanneer 'n mens dit probeer verduidelik, soos hoe verduidelik 'n mens die drie-enige God? Want dit is 'n komplekse iets om te verduidelik, persoon, God, wees om te verduidelik, en ek dink daar gaan altyd 'n tipe van 'n bewondering, nie die hele prentjie is nie ingevul nie, en ons aanbid 'n God wat nie mens is nie, so hy is buite ons raamwerk, maar ons het al probeer, is dit 'n eier, is dit 'n dop, is dit die wit, is dit die geel, is dit, maar die probleem daar is, dis een eier, maar hulle is 'n bietjie geskei, die drie dele, waar God is God. En ek het hierdie prentjie vir ons gaan neersit, en dis nog steeds 'n prentjie, en dit is nog steeds nie die volle waarheid nie, maar dit help so 'n bietjie dat dit is God, Vader, Seun, Heilige Gees. En daar tussenin, julle kan dit, dink is groot genoeg, sê die Seun is God. Die Heilige Gees is God, die Vader is God, maar die Vader is nie die Heilige Gees nie. Die Seun is nie die Heilige Gees nie. Julle kan welkom 'n foto neem, maar hulle is een. En mens moenie hulle as drie verskillende dele sien, hulle is een, en ons verskillende funksies, daar verskillende persone, maar dis een wese, dis een God. En hierdie is die God wat ons aanbid, Vader, Seun en Heilige Gees. En toe Jesus sê, ek stuur vir jou 'n ander parakleet, dan lig hy uit, daar is 'n ander persoon, die Heilige Gees, wat met julle is.
En wat so mooi is vir my van hierdie vers is dis die Vader is die een wie Christus vra, stuur die Heilige Gees. Dit is die Vader wat hom dan stuur en is die Heilige Gees, die derde persoon van die drie-enige God wat kom en saam met ons kom leef en saam met ons is. So die vraag wat ons dan van mekaar kan vra is, sien ons die Heilige Gees as God? As ek vir jou sê dat hy is met jou, sien jy hom as God? Sien jy hom as God met jou? Sien, die Heilige Gees is God met ons. So nie net is hy met ons, en dis nie net nog 'n pel, dis nie net nog 'n mens, dis nie net nog 'n advies, dis nie net nog iemand by ons nie, maar dit is God met ons. En ek dink as ons regtig besef het, is God met ons, dan sou ons lewens anders te inrig. Waarop fokus jy? Waaraan dink jy? Wat laat jy toe in jou lewe? Besef jy, God is met jou. God is met ons. En dit is so mooi dat dit ook verwys na Christus was Immanuel, daar was geprofeteer. Christus is Immanuel, God met ons. En ek dink ons vat dit van partykeer van selfsprekend, dit is God met ons. Dis God met ons. En ek vat dit van selfsprekend partykeer dat dis God wat met ons dwaal. Wanneer jy in hierdie moeilike omstandighede ingaan, in hierdie moeilike situasie, in hierdie plek wat jy, wat is die volgende ding? Wat moet ek doen? Dan vergeet ons partykeer, ons kan bietjie nader kyk. Ons hoef nie ver te gaan kyk nie, ons kan naby kyk. Heilige Gees is met ons. Die Heilige Gees is God met ons. My volgende vraag, soos wat ek hierdie vers gelees het, is, hoekom het Jesus gevra vir die Heilige Gees? Hoekom sou Jesus gevra het vir 'n ander parkleed? En hy antwoord ek daai vraag. Hy sê, sodat hy ewig by ons kan wees. En dit lig iets uit van die Heilige Gees wat uniek is. Dat Jesus het opgevaar na die hemel toe, en hy is nie met ons nie, maar hy gee die belofte. Hy sê, hy gaan die Vader vra, sodat hy ewig by ons kan wees. En ek het myself toe gedink, maar wat as Jesus nie opgevaar het nie? Wat as hy was nog daar in die Midde-Ooste, en ek dink so 'n bietjie aan die logistiek agter dit. Okay, so ons moet 'n paar vliegtuigkaartjies koop, na die Midde-Ooste toe. So ons moet opvlieg, ons moet onsself daar vind, want as ons nou wil hoor van God deur Jesus, dan moet ons almal sien toe vlieg. Of dalk sou dit maklik gewees het om Jesus hiernatoe te vlieg. Ek weet nie of hy dit sou doen nie. Dis maar net die vraag wat ek myself vra. En die probleem is dat Jesus was een mens. Hy is God, maar hy was mens, hy was in persoon, en dit sou onmoontlik wees vir almal om by hom uit te kom. En ons sien so 'n bietjie van daai in die Nuwe Testament waar mense moes moeite doen, hulle moes mense uit dakke laat sak het, hulle moes deur groot groep mense net aan Jesus se lap vat. En dit het begin onmoontlik raak om by Jesus uit te kom, maar toe Jesus sê, sodat hy ewig by ons kan wees. Ons hoef nie te veg vir God se aandag nie. Hy is met ons. Hy is met ons vir ewig. Daar was 'n tydelike tyd wat Jesus op hierdie aarde was, maar die Heilige Gees is vir ewig. Hy is ewig met ons. So wanneer ons lewens neerlê vir Christus, en ons word gered, en ons draai na hom toe, en ons is wedergebore, dan ontvang ons die inwonende teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom woon in ons, en ons gees ons kry 'n nuwe gees, ons kry die Heilige Gees, ons kry die teenwoordigheid van God met ons, sodat hy vir ewig by ons kan wees. Dit is duidelik dat God is die Heilige Gees, en hy is met ons vir ewig. Die Heilige Gees is God met ons vir ewig. En een groei area van my, wat ek met julle wil deel, is dat wat baie keer gebeur is met aandete-tyd is, ons sit by die eetkamertafel, ons probeer by die eetkamertafel, en Release sal met my praat,
En dan, so nou en dan moet sy vir my vra, het jy gehoor wat ek gesê het? so dit is wanneer ek so bietjie in my kop bietjie dwaal, en ek so bietjie, ek prosesseer nog goed, en ek's nog so bietjie in my kop, en sy praat met my, en ek is nie teenwoordig nie. En ek voel dat dis die vraag wat die Heilige Gees van my gevra het, is jy teenwoordig? Sien, die Heilige Gees is teenwoordig, hy is met ons, hy is daar, maar dit is so maklik vir ons om dan nie ook self teenwoordig te wees nie. Dit is so maklik vir ons om in ons koppe vas te vang met ons eie gedagtes, eie idees, en ek mis my vrou se kommentaar of vra, en ek moet dan, sorry, sê net, soos hy net geweer sê, dat dit is baie keer wat die Heilige Gees ervaar met ons. En ek ervaar, daar's 'n begeerte, daar's 'n soeke van die Here, om te sê, hey, ek is met jou. Luister. Ek het jou. Stop. Maar ons probleem is dat ons is te besig. En ja, of jy is regtig net te besig in jou kop, soos wat ek is aan die eetkamertafel, of ons is te besig om elke liewe stilte oomblik wat ons het te vul met iets anders. So wanneer jy in die Dischem-ry staan vir medisyne, dan is jy op jou foon. Wanneer jy in jou kar ry, dan luister jy 'n liedjie of podcast, of jy luister 'n Audible, of is heeltyd daai stilte spasies vul ons met iets anders. En dalk is daar regtig net iets wat jy in jou lewe toelaat wat nie meer daar moet wees nie, want die Heilige Gees is heilig. En hy kan nie funksioneer in sonde nie. En my uitnodiging vandag en die vraag wat onsself moet vra is jy teenwoordig? Hy is met jou, hy is teenwoordig, hy is met ons, maar is jy teenwoordig? Luister jy? Soek jy sy stem, soek jy sy raad, soek jy sy advies, soek jy sy hulp? Sien, die Heilige Gees is God met ons vir ewig. In kort is die vraag, hy sê hy is met jou, maar die vraag is jy met hom? En ek wil vir ons 'n geleentheid bied, en voordat ek net daarin ingaan en dink net jouself daaraan, oor hoe sal jou lewe lyk, as elke keer as die Heilige Gees praat, jy luister? Hoe sal dit lyk as elke keer as die Heilige Gees vir jou sê, nie dit nie, dit, en jy luister? Hoe sal jou lewe lyk? Hoe sal jou lewe lyk as jy 'n spasie skep vir die Heilige Gees om te kom beweeg, om te kom vul, om te kom wys, om te kom sê, en ons luister? Hoe sal jou lewe lyk? Maar ek wil daai gedagte bietjie verder vat, so hou aan, dink aan dit, maar dink aan hoe die wêreld sal lyk as elke Christen daai lewe leef. As elke volgeling van Christus sê, Here, wat wil U hê vir my in hierdie oomblik? As elke Christen, dink nou in politiek, dink nou in besighede, dink aan skole, dink aan onderwysers, dink aan elke area in hierdie wêreld, as elke Christen sê, Here, ek luister, ek is teenwoordig, ek weet U is met my, maar vandag wil ek teenwoordig wees. Hoe sal ons wêreld lyk? Hoe sal ons land lyk? Hoe sal ons stad lyk, indien ons sensitief is vir die Heilige Gees? En Jesus het hierdie geprofeteer, hy sê, ek gaan die Vader vra om die Heilige Gees te stuur, sodat hy vir ewig by julle kan wees. En Jesus het dit gedoen, hy het aan die kruis gesterf, en met ons redding kom die Heilige Gees, en hy kom leef in ons. Die Heilige Gees is God met ons, die Heilige Gees is God met ons, die Heilige Gees is God met ons vir ewig. Ek wil teruggaan na die vraag toe is, hoe lyk dit om jouself teenwoordig te wees? En ek wil vir ons net 'n geleentheid bied en nog 'n musiek speel om regtig hierdie vraag te vra. Wat verhoed my om die teenwoordigheid van die Here toe te laat? En dit is daai waar hy praat, hy sê vir my, maar ek is so 'n bietjie afgestomp. Wat is daai goed wat veroorsaak dat ek nie luister nie, dat ek nie hoor nie, dat ek nie sensitief is nie? En dan wil ek tweedens wil 'n geleentheid bied dat jy in hierdie oomblik bewus sal raak van die teenwoordigheid van die Heilige Gees.
Here, kom help ons vandag om te weet en te herinner en te onthou dat Heilige Gees, U is met ons. En nie net is U 'n vriend of 'n persoon of 'n vrou of 'n mens wat met ons is nie, U is God met ons. Mag ons nie U teenwoordigheid van selfsprekend vat in ons lewens, wanneer ons ry, wanneer ons werk, wanneer ons hobbies doen, Here, mag elke liewe oomblik, mag ons van U teenwoordigheid bewus wees. En Heilige Gees, soos wat ons nou gaan stop, ons gaan op U wag. Kom wys vir ons, wat verhoed ons om met U te connect? Wat verhoed ons om te luister, om sensitief te wees? En dan kom vra U Heilige Gees, kom bedien, kom praat in hierdie saal vanoggend, kom lei ons, kom wys ons, hoe lyk my wêreld, as ek regtig glo, U is met my.